In vandag se les begin ons weer met numeriese en meetkundige patrone. Nou net om weer te dink, waaroor het ons laas gepraat oor numeriese patrone? Ons het gesê, wat is 'n numeriese patroon? So wat is 'n numeriese patroon? 'n Numeriese patroon is getalle in 'n ry wat 'n spesifieke patroon vorm. Ons het gesien ons moet die verband vind tussen die posisie van die term in die ry en die term self. Nou die eerste patroon waarna ons gekyk het, was ons rekenkundige of lineêre patroon. Kan julle nog onthou wat ons gesê het, is 'n rekenkundige of 'n lineêre patroon? Dis reg, ons het gesê 'n rekenkundige of 'n lineêre patroon het 'n konstante verskil. Hierdie konstante verskil, volgens my leer ek julle as D, die konstante verskil is altyd term 2 minus term 1. Term 2 minus term 1 is dieselfde as term 3 minus term 2. En dit is weer dieselfde as term 4 minus term 3. Met ander woorde, ons het dan gekyk, as ons byvoorbeeld 'n patroon het soos 5, 8, 11, 14, 17, dan het ons gesê, ons moet die verband vind tussen die posisie van die term in die ry en die term self. Nou, soos ons kan sien, is hierdie 5 is term 1, 8 is term 2, 11 is term 3, 14 is term 4 en so hou hy aan. Met ander woorde, ons het gesê, as ons gaan kyk na hierdie, kan ons sien ons het 'n konstante verskil. Ons konstante verskil is term 2 minus term 1. En dit gee vir my 8 minus 5. 8 minus 5 is 3. Dit is ook dieselfde as term 3 minus term 2, want julle kan sien 11 minus 8 is ook gelyk aan 3. Dan kan ons gaan kyk, ons het gesê, as ons dan nou kyk na term 1, kan ons sien term 1 is hierdie konstante verskil van wat ons het, maal met my posisie wat hy in die ry het, wat 1 is. Met ander woorde, ons het ons konstante verskilletjie, maal met ons posisie in die ry, en dan moet daar nog ietsie bygetel of afgetrek word om ons by 5 uit te bring. Toe het ons gesê, goed, as ons konstante verskil vat, en ons kyk, dit is 'n konstante verskil, wat sou die term gewees het wat voor 5 moes gestaan het? Gaan dan wees 5 minus 3 gaan dan gelyk wees aan 2. Want as ons nou 3 aftrek van 5 af, gaan ons 2 kry. Dan kan ons hier ook sien, ons term is 3, maal 1 is 1, plus my 2kie, gee vir my 'n antwoord van 5. Ons kan hierdie toets deur te kyk ons term 2. Ons term 2 is ons konstante verskil, maal met ons posisie, 3 maal 2 is 6, en as ek 2 by 6 tel, kry ek 8. Met ander woorde, ons kan dan sê, die algemene reël, die algemene term, of die reël vir hierdie patroon, numeriese patroon, is dan term n is gelyk aan my konstante verskil, maal met my posisie, plus 2. Verder het ons ook gesien, as ons kyk na ons 50ste term, bepaal die 50ste term in die ry, dan beteken dit nou mooi dat hierdie 50 is die n, dit is die posisie in die ry. Met ander woorde, as ek term n het, wat gelyk is aan 3 maal n plus 2, dan gaan term 50 gelyk wees aan 3 maal 50 plus 2. En dit gee vir my 150 plus 2, wat dan gelyk is aan 152. Die ander vraagie wat ons gesê het, ons nou vir ons kan vra, byvoorbeeld, watter term
sal die waarde van 92 hê. Met ander woorde, wat vra hierdie vraag vir ons? Hierdie vraag vra vir ons moet n bepaal, die waarde van n. Dan het ons gesê, term n is met ander woorde 3n plus 2. 3n plus 2 moet gelyk wees aan 92. Nou kan ek die algebra doen deur te sê, hierdie plus 2 moet ek oorvat, want ek wil my n-etjie alleen kry. Met ander woorde, ek moet 3n alleen kry, so daai word 92, omdat die 2 oorgaan, word dit minus 2, so my 3n is gelyk aan 90, en omdat ek nou n alleen wil hê, moet ek nou deel deur die 3, want 3 gedeel deur 3 gaan vir my 1n gee, maar wat ek aan die linkerkant doen, moet ek aan die regterkant doen. Met ander woorde, 90 gedeel deur 3 gee vir my 'n antwoord van 30. Dit was nou weer die hersiening rondom die rekenkundige of lineêre patroon. As ons dan net weer kan saamvat, ons algemene reël of algemene term vir 'n rekenkundige patroon, gaan ek kan sê term n is my konstante verskil maal met my posisie plus of minus 'n getalletjie wat ek moet bytel om my patroon se term uit te werk. In hierdie geval is term n gelyk aan my konstante verskil wat 3 is, maal met my posisie wat n is, plus die 2. Vandag gaan ons nou na die volgende patroon kyk. Die volgende patroontjie waarna ons gaan kyk is 'n meetkundige of 'n geometriese patroon. Nou waar 'n rekenkundige of 'n lineêre patroon 'n konstante verskil gehad het 'n meetkundige of 'n geometriese patroon het 'n konstante verhouding. Dit is baie belangrik om te onthou sodat jy die onderskeid kan tref. 'n Meetkundige of 'n geometriese patroon het 'n konstante verhouding. Nou as ons kyk na die patroon, byvoorbeeld as ons het 5, 10, 20, 40, 80. Onthou, ons moet nou weer die verband kry tussen die posisie van die term in die ry en die term self. So as ons nou weer kyk na ons posisie, dan gaan ons sien hierdie is term 1, term 2, term 3, term 4, term 5. As ons praat van 'n konstante verhouding, gaan ons hierdie konstante verhouding gaan ons skryf as R en ons bepaal ons konstante verhouding deur ons term 2 te deel deur term 1. Dan deel ons ook term 3 gedeel deur term 2 en dit moet dieselfde wees as term 4 gedeel deur term 3 en dit bepaal dan ons konstante verhouding. As ons nou weer kyk na ons reeks, dan kan ons sê ons R gaan gelyk wees aan term 2 gedeel deur term 1. As ons kyk wat is term 2, term 2 is 10, gedeel deur term 1 is 5. Met ander woorde, ek sien my R is 2. Ons kan dit net mooi kontroleer deur te kyk na term 3 gedeel deur term 2. Term 3 gedeel deur term 2 is 20 op 10, wat ook vir my 'n antwoord van 2 gee. Net so is dit term 4 gedeel deur term 3 is ook 40 gedeel deur 20 en 40 gedeel deur 20 gee ook vir my 'n konstante verhouding van 2. Ons moet nou probeer kyk na die verband tussen die posisie in die ry
en die term in die ry en hoe die konstante verhouding 'n invloed het. So ons moet nou die verband tussen dit bepaal. As ons kyk na term 1 is 5, term 2 is 10, term 3 is 20 en term 4 is 40. Term 5 is 80. Term 1 kan ons met ander woorde sien is 5. Nou as ek wil kyk wat die verband is tussen die term en sy posisie in die ry, dan kan ek sien 5 is 5 maal met 1. Gaan mos vir my 5 gee. Nou moet ek probeer om hierdie term in terme van sy konstante verhouding 'n plan te maak. As ons nou hierdie 1 in terme van ons konstante verhouding wil uitdruk, dan kan ons sê dat 1 is gelyk aan 2 tot die mag 0, want ons het nou gesien ons konstante verhoudingkie is 2. So, as ek mooi kyk, dan kan ek sien maar term 1 is met ander woorde 5 maal met 2 tot die mag 0, want 2 tot die mag 0 is mos gelyk aan 1. Dan kan ek hom so in terme van my posisie uitdruk. As ek kyk na term 2, dan kan ek sien term 2 is 5 maal met my konstante verhouding wat 2 is. 5 maal 2 is 10. 2 is dieselfde as 2 tot die mag 1. As ek kyk na term 3, dan kan ek sien dit is 5 maal met 2 tot die mag 2, want 5 maal met 4 gee vir my 20. So as ons nou mooi kyk, dan kan jy sien elke keer is hierdie maggie of eksponent van my konstante verhouding is elke keer 1 minder as my termposisie. Met ander woorde, ons kan dan sê term n, die ende posisie gaan dan gelyk wees aan 5 maal met 2 tot die mag n minus 1, want hierdie eksponentjie moet nou 1 minder wees as die posisie in die ry. So ons kan dan met ander woorde sê, my algemene term of my reël vir hierdie patroon is term n is gelyk aan 5 maal met 2 tot die mag n minus 1. Hierdie 5 is met ander woorde die eerste term van die patroon en hierdie 2 is my R wat my konstante verhouding is. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ons kyk na die patroon, ons het 'n 9de, 'n 3de, 1 en 3. Onthou, ons wil nou kyk na ons posisie van die term in die patroon. So term 1, term 2, term 3, term 4. En ons wil 'n verband vind tussen die waarde van die term en sy posisie in die patroon. As ons mooi kyk na hierdie patroon, dan gaan ons kan sien dat ons het weer 'n konstante verhouding. Ons konstante verhouding skryf ons as R en dit word gedefinieer deur term 2 gedeel deur term 1. En dit moet ook gelyk wees aan term 3 gedeel deur term 2. As ons nou kyk na hierdie term 2, dan is dit 'n 3de gedeel deur 'n 9de. 'n 3de gedeel deur 'n 9de, met ander woorde, dit is, as ek mos deel deur 'n breek, moet ek maal met sy omgekeerde. So 'n 3de maal met 9 op 1 gee dan vir my 3 gaan in 9 in 3 keer, met ander woorde R is 3.
Nou moet ek weer gaan kyk na wat is 'n negende. My eerste termpie is 'n negende. Volgens sy posisie word hy met 1 gemaal, gee vir my 'n antwoord van 'n negende. As ek nou mooi kyk, my konstante verhouding is mos nou 3. So, ek moet kyk, hoe gaan ek 1 in terme van my konstante verhouding uitdruk? So, 'n negende is 3 tot die mag 0. 3 tot die mag 0 gee vir my mos nou, onthou enige iets tot die mag 0 is altyd 1. So, 3 tot die mag 0 gee vir my 1 en 'n negende maal met 3 tot die mag 0 is 'n negende. As ek kyk na term 2, dan is term 2 'n negende maal met 3 tot die mag 1. En 'n negende maal met 3 tot die mag 1 gee vir my 'n derde. Term 3 is 'n negende maal met 3 se kwadraat. En dit gee vir my 'n antwoord van 1. As ek nou kyk na die algemene term of reël van hierdie patroon, dan kan ek sê my term n gaan gelyk wees aan 'n negende maal met my konstante verhouding tot die mag n minus 1. Wat ons nou baie belangrik onthou, hierdie negende is nou weer eens my eerste term van my patroon en hierdie 3 is my konstante verhouding. Nou kan die vraagie vir ons vra, bepaal die waarde van die 10de term. Nou as ek die waarde van die 10de term wil bepaal, dan beteken dit met ander woorde, dat hierdie 10 is die waarde van n. N is gelyk aan 10, so as ek nou het term n is gelyk aan 'n negende maal met 3 tot die mag n minus 1, dan gaan ek nou sê term 10 is met ander woorde 'n negende maal met 3 tot die mag 10 minus 1. En as ons dit nou mooi op ons sakrekenaar intik, ons kry 'n negende maal 3 tot die mag 9, en dit gee vir my 'n antwoord van 2187. Die ander vraagie wat hulle nou kan vra vir ons op hierdie reeksie, kan wees die hoeveelste term van die reeks sal 243 wees. Wat belangrik is met ander woorde, ons moet n bereken. Om n te bereken gaan ons sê term n is gelyk aan 'n negende maal met 3 tot die mag n minus 1 en dit moet gelyk wees aan 243. So, ons moet nou die algebra gaan doen deur die term so te kry dat ons die maggie kan oplos, die waarde van n kan oplos. Om dit te kan doen, gaan ons aan hierdie kant eers maal met die resiprook van 'n negende. Maar onthou, altyd wat ons links doen, moet ons regs doen. Met ander woorde, as ons links maal met 9 op 1, moet ons regs maal met 9 op 1. Met ander woorde, ons gaan kry 3 tot die mag n minus 1 is gelyk aan 2187. Wat nou baie belangrik is, nou moet ons 2187 ontbind in priemfaktore. As jy nou 2187 ontbind het in priemfaktore, dan gaan jy kry dat jou 2187 gelyk is aan 3 tot die mag 7. Kom ons skryf net gou-gou hier hoe jy nou weer ontbind. In priemfaktore sommer met behulp van jou sakrekenaar. Julle het geleer om priemfaktore te ontbind, vroeër in graad 8 en 9 al. Maar as jy in priemfaktore wil ontbind met behulp van jou sakrekenaar, dan gaan jy intik 2187 is gelyk aan
dan gaan jy die Shift knoppie druk, en dan is daar 'n knoppie op jou sakrekenaar wat lees Fact. As jy dit druk, dan gaan hy vir jou 2187 ontbind in priemfaktore, en dan gaan jy kry 2187 is 3 tot die mag 7. Omdat ons grondtalletjies nou presies dieselfde is, kan ons daarom sê dat ons eksponente gelyk moet wees aan mekaar. Met ander woorde, ons gaan nou kan sê n minus 1 moet gelyk wees aan 7. Ek wil n alleen hê, met ander woorde die 1 moet oorgaan, dan word dit 'n plus 1, so ek het n is gelyk aan 7 plus 1, met ander woorde n is gelyk aan 8. So, die 8ste term sal 'n waarde hê van 243. Term 8 is gelyk aan 243. Kom ons kyk nou net na nog 'n patroon. As ons byvoorbeeld het 6 minus 12 24 minus 48. Dit is ons nuwe patroon waarmee ons werk. Kom ons kyk net gou weer. As ons sien 6 is term 1, minus 12 is term 2, 24 is term 3, minus 48 is term 4. Onthou, ons wil die verband sien tussen die posisie in die ry en die term in die ry. As ons mooi kyk na hom, gaan ons sien ons het 'n konstante verhouding. Wat is ons konstante verhouding nou weer? Ons konstante verhouding sê ons mos is R, en R is term 2 gedeel deur term 1, en dit is term 3 gedeel deur term 2, en dit is term 4 gedeel deur term 3. So, kom ons kyk wat is R in hierdie geval. R is term 2 gedeel deur term 1, wat in hierdie geval minus 12 gedeel deur 6 is, wat vir my 'n antwoord gee van minus 2. Jy kan net seker maak deur term 3 gedeel deur term 2 ook te bepaal. Dit is maar net om seker te maak, maar as jy die verhouding mooi sien, is dit nie nodig om elke keer dit soveel keer uit te werk nie. Dit is maar net 'n bewys dat daar 'n konstante verhouding is wat R is. Kom ons kyk nou net weer na term 1. Term 1 is 6, maal met die posisie in die ry wat 1 is. Om 1 in terme van my konstante verhouding te skryf, kan ek dit skryf as minus 2 wat my konstante verhouding is tot die mag 0. Met ander woorde, ek sien my eerste termpie is 6 maal met minus 2 tot die mag 0 wat vir my 'n antwoord gee van 2. As ek kyk na term 2, kan ek sien dit is 6 maal met my minus 2 tot die mag 1. En 6 maal met minus 2 tot die mag 1 gee vir my minus 12. Term 3 kan ek nou weer sê is 6 maal met minus 2 se kwadraat. En 6 maal met minus 2 se kwadraat is 6 maal 4 wat 24 is. Ek kan met ander woorde sê my algemene term of my reël, term n is gelyk aan 6 maal met minus 2 tot die mag n minus 1. Onthou nou, dit is ook weer hier eens is 6 is altyd my eerste term van my patroon, en hierdie minus 2 is my konstante verhouding tussen my terme in my patroon. Ek hoop jy het hierdie lesie geniet. Jy kan nou hierdie lessies se huiswerkies doen om die werk vas te lê. Geniet dit.